Die huidige omstandighede in die wêreld hou fondsbestuurders goed besig. Hulle bespreek nou beleggings met Petri Redinghuis van Renia Capital Advisors. Dankie Elsa en natuurlik welkom aan jou Petri. Is lekker om jou daar te hê. En wie is Renia Capital en waar kom die naam vandaan? Goeiemôre, eerstens. Ja. Lekker dat julle my so vroeg uit die bed uit het. Groot plesier, die markte is daarom nog nie oop nie. Jy weet, ja, as dit jou voorberei. Ja, dankie, dit help. Ja. Maar ja, okay, so Renia Capital, ons is nou, hier is ons 10de jaar wat ons aan die gang is. Ons is ek guess 'n specialist stockbroker, asset manager tipe besigheid. So ons doen stockbroking vir kliënte wat weet self vir self trade en ons doen ook 'n bietjie fondsbestuur vir langtermynbeleggers waar ons portefeuljebestuur en so aan doen. Okay, great. So met ander woorde, as jy online trading doen vir kliënte self ook, maar die kliënt kan ook julle platform self ook gebruik op sy eie Ja, risiko, presies. Ons is eintlik geïntegreer met tradingview.com. Okay, yes. TradingView is 'n ontsettend populêre webwerf vir charting en daai tipe stuff. Yes. So ons is 'n geïntegreerde broker met hulle. Okay, So jy great. kan direk met ons oopmaak en direk op daai platform trade. Ja. En ons het ook 'n menigte ander platforms wat kliënte self hulle eie ding kan opdoen. Natuurlijk. En dan gee ons advies en ons het 'n gemeenskap eintlik, dis een van die dinge wat ons doen. Ons het so 'n gemeenskap waar ons kliënte saam in 'n gemeenskap sit en elke oggend doen ons jy weet, soos 'n morning meeting, morning call tipe situasie met hulle. Ons deel research en ons maak 'n omgewing waarin hulle met mekaar kan leer, idees kan exchange en jy weet by mekaar kan leer en so aan. Ja. So dit is baie is 'n baie interactive tipe omgewing. Want baie van die online traders of platforms doen is jy's baie op die eie, right? Jy gaan uit en doen jou ding en dis 'n baie lonely tipe game. So ons wil 'n gemeenskap skep om dit waar ons omgewing maak vir mense om met mekaar te gesels, idees te kan verruil met mekaar. En by mekaar, jy weet, kan ondersteun met mekaar te kan leer. En is natuurlik baie gevaarlik. Jy weet vir 'n gewone net 'n gewone day trader te wees. Dit klink baie cool en nice en alles, Ja. maar ja, jy verloor net so vinnig as wat jy eintlik geldjie maak. Kyk, ja, daar's eintlik 'n ding wat ons op ons site het. Dink wat ek 'n paar jaar gelede gedoen het. Daar was 'n research paper wat gedoen was in ek dink 2018. Die success rate vir mense wat wil day trade is 0.5%. Yes. Dis baie min. Ja. So baie mense kom en sê, "Hey, ons wil day trade." En die Ja. advies is eintlik, "Wag, hou vas. Jy moet eintlik 'n bietjie net aandele koop en belê vir 'n ruk en dit is stadig leer." Ja. Ja. So dit is maar baie deel van wat ons doen is Yes. om daai soort van realistiese expectations vir mense te bou. Want Maar dis maar Petro, daar's baie scams daar buite. Jy weet van ouens wat byvoorbeeld adverteer veral op sosiale media. Ek het 'n week gister 'n trend gesien. Jy weet en nou basies jy weet waar hulle vir jou ouens sê, jy weet sit in R10,000 en dan kry jy R5,000 in die eerste tip wat soms dag. Jy weet daai tipe van skemas. As jy nou daar buite vir iemand moet sê, hoe gaan kyk jy of iemand wel geregistreer is om hierdie tipe van dienste te kan lewer? baie maklik op hulle webblad. Ja. Op elke bladsy onderkant moet daar 'n FSP nommer wees. Ja. So ons is 'n geregistreerde en gereguleerde FSP, so onder is 'n groot vet disclaimer en dit het ons FSP nommer in. Jy kan ook as jy net Google Phase Search, FAIS of FAIS, dit is moeilik in Afrikaans. Phase Search, dan kan jy daai FSP nommer voorsoek en dan kan jy sien op die Phase website wie is die representatives met wie jy kan deel, is die besigheid geregistreer, is hulle daar. So daai check is baie belangrik dink ek. Kostes. Ek dink baie kere ook kostes teenoor opbrengste. Ja. Hoe lyk julle split? So dit hang af op die weet op die self-trading kliënte is daar menigte verskillende fee strukture afhangende van hoe groot die rekening is en hoe aktief die kliënt is en so aan. Op die bestuurde portefeuilles waar ons vir mense hulle geld vir hulle bestuur, is ons maar baie soos 'n hedge fund geprys. Yes, okay. So daar's 'n bestuursfooi van so 2% per jaar en dan as ons die benchmark beat, so as ons die top 40 indeks byvoorbeeld of in Suid-Afrika is dit die All-Share Index, as ons hom uitpresteer, dan vat ons 'n persentasie 20% van daai uitprestasie. So as die mark 10% op is en ons is 20% op, dan vat ons 2%. Anders as die mark 10% op is en ons is 8% op, dan vat ons niks nie. Pieter, ek sê altyd vir die ouens daar buite, weet as jy nie dubbelsyfers kry consistently, jy weet in 'n 12 maande periode nie, dan is jy definitief by die verkeerde kon sê makelaarshuis of selfs by die verkeerde advies, stem jy saam? Ja, ek sou sê, die mark doen so 11.5, 12% long-term average return. Ja. So om dit oor die lang termyn te kry, dink ek is definitief realisties. moontlik. Kyk, die mark word bietjie wild. Hierdie laaste paar weke is lekker volatiel, bietjie wild geweest, ja. Maar dit was vir ons 'n goeie kans geweest om jy weet, to generate alpha, soos hulle in die industrie sê. So ons hou 'n bietjie meer kontant,
So die mark lekker val, toe het ons kans om goedjies te koop. Ja. So hopelik vir die res van die kwartaal gaan ons 'n goeie kwartaal hê want ons het lekker groot gap oopgemaak tussen die mark oor die laaste week. So ek wil jou nou net vra, so hoe het jy weet basies laasweek hanteer? Het julle baie shorts ingesit, jy baie sells ingesit, het julle min of meer gelees van die volgende dag toe verander Donald Trump sommer weer Ja, te sy verander. kop en dit sit nou raak 'n sell word dit nou 'n short word dit nou 'n long Ja. en ai. So ons strategie was baie maklik. Daai maandag het ons Ja. gekoop. So die nuus het uitgekom, ons se tariffs op alles. Yes, En toe was daar nou basies 3 dae van Yes. bloed. Dit was donderdag, Vrydag en toe maandag. korrek. Soos nou tyd om te koop Ja. basies. Het ons geweet donderdag gaan kom? Nee. Nee. Maar as jy kyk na langtermyn, Ja. hoe die mark oor die langtermyn gaan, selfs COVID byvoorbeeld. Ja. Daai COVID crash was 35% Ja. in soos 2 weke. Ja. Wat ons laasweek gesien het was, ek dink ons was 15 of 18% af in 3 dae. Ja. I mean, dis 'n bietjie is dis 'n bietjie rof, baie. Ja. Ja. So ek dink verwagting is byvoorbeeld vir die res van die jaar gaan ons Yes. seker in resessie in. Nie oor die tariffs nie. Ja. As jy kyk na die weer eens langtermyn data, elke liewe keer wat die Fed in die US in Amerika die rentekoers afsit, is dit die begin van 'n recession cycle. Elke keer vir die laaste 100 jaar. Dit gaan nie anders wees nie. Ek wil afsluit gou net om te vra insider trading Donald Trump, daar spekulasies. Ja. Dink jy dit daar's 'n storie daar of dink ons gaan maar net oor Daar's gaan? seker 'n storie daar. Ek sal eerlik wees, ek dink daar's 'n storie daar. Ek dink as jy kyk na mense soos Nancy Pelosi ook, Ja. daar's 'n groot storie daar in Amerika. So dis 'n groot probleem. Maar to his credit, hy was op Twitter en hy het gesê dis 'n goeie dag om te koop. Ja, En toe exactly. 'n paar ure later sê, Ja. "O, tariffs cancelled." Daar gaan die mark. So dit was 'n interessante ou. Ja, dit is interessant. Pedro, baie dankie vir jou tyd. Dis 'n plesier, dankie. Sit net vas en Elsa oor na jou. Ja, Thys en Petrie miskien. Ek weet julle Ja, gesels nou so lekker, maar ek het ook 'n vraag want ek het 'n interessante stukkie raak gelees oor 'n plan om energiedoeltreffendheid in Afrika te bevorder. So ons bring dit so 'n bietjie terug huis toe. Maar twee maatskappye beplan om sowat 2,84 miljard rand in 'n private ekwiteitsfonds in te samel. En die doel daarvan is glo om energiedoeltreffendheid te bevorder en ook hernubare energiestelsels in 30,000 geboue in Afrika te installeer. Nou die fonds sal belê word in maatskappye wat dienste in die suidelike deel van die vasteland lewer met sowat 30% van die geld wat waarskynlik in Suid-Afrika bestee sal word. So, hoe sal julle die belangrikheid van energiedoeltreffendheid in maatskappye beskryf? Ek glo oor gaan na Pedro toe. Ja, sure, okay. Alright. Ek dink dit is 'n interessante ek dink ons is 'n baie unieke situasie waar ons het baie soort van electricity inconsistency. Okay? So jammer ek het 'n bietjie anglicisme hier en daar. So vir 'n klein besigheid is dit baie meer belangrik om daai energy independence te hê as wat dit is vir klein besighede in Europa. Want baie van ons klein besighede, ons sukkel verskriklik as die ligte nie aan is nie. Ja. So daai tipe solar, renewable, stable electricity independence beleggings is baie belangrik. En as jy kyk na oor die laaste 5 jaar, klein besigheidjies, coffee shops of klein art galleries of wat ook al, selfs 'n juwelierswinkel, almal het 'n solar system. Want as jy nie het nie, Ja. het jy nie 'n besigheid nie. Ek sê dit in word. So dit is ontsettend belangrik dink ek. En ek dink ja, op hierdie punt is die elektrisiteit stabiel vir nou. Ek dink dit gaan vir die volgende 10 jaar nog 'n probleem wees. So ek dink daar's nog baie belegging om te kom in hierdie area. Also ek sal natuurlik sê dis great. Jy weet nommer 1 is al weer 'n bietjie kapitaal wat van die buiteland af inkom na Suid-Afrika toe en ek dink dis baie belangrik. En ek wil aansluit by Pedro juist om te sê ja, elektrisiteitstipe van beleggings is belangrik vir Suid-Afrika. So en as ons gaan kyk, juis as jy daai druk kan afhaal van klein maatskappye, dan is jy weer wat krag beskikbaar op die grid weer vir medium tot groot maatskappye. Ja. Maar die feit dat ek by Petri wil aansluit is dat het Suid-Afrika nog steeds 'n elektrisiteitsprobleem definitief. En maar het ons dit soort van onder beheer? Ja, maar ons basies weet die grid is nog steeds onder druk. Daar moet nuwe inisiatiewe ingebring word. Ons kan nie net op maintenance fokus en generators en daai van goeders van Eskom se kant af nie. So ek dink ja, hier is 'n great inspuiting, jy weet, van die buiteland af en I5, jy weet, na daai inisiatief toe. Wel kan dit 'n daadwerklike impak hê op iets soos die hoeveelheid wat Suid-Afrikaanse maatskappye in die proses kan bespaar? Wel ja, en die rand sal versterk. Dit is ontsettend baie geld om in Suid-Afrika in te kom. So die rand versterk. Ja. Okay, die ouens wat nou goeders uitvoer gaan 'n bietjie sukkel, maar vir die res van ons, inflasie, goeie nuus, right? So versterker rand is baie goed vir ons eintlik. So ek dink ja, algeheel is dit baie goeie nuus.
Ek dink as jy kyk Donald Trump wil nou net nie 30% op daai bedrag vat nie. So so ja, nee, ons net daartoe gaan nie, maar nee, ek stem 100% saam. Suid-Afrika is absoluut afhanklik van nuwe kapitaal. En natuurlik 'n private ekwiteitsfonds wat die geleentheid sien in Suid-Afrika en selfs die res van Afrika. Is ook vir my positief. En ek dink ja, die opbrengste wat hulle daaruit gaan genereer, gaan great wees. En onthou daar's tydelike daar's iets wat kan gebeur in Suid-Afrika. Jy kan dalk kry dat Eskom byvoorbeeld sê, okay, ons gaan nou privatiseer, dalk oor 5 of 10 jaar. Ja. Of hulle gaan basies weet dat die privaat sektor basies weet maatskappye kan inbring in die grid in. En daai maatskappye kan byvoorbeeld publieke maatskappye word of 'n private ekwiteitsfirma kan 'n publieke maatskappy word wat basies dan nog 'n geleentheid kan gee, jy weet, na aandele toe. Ja. Ja, I mean dit as so iets gebeur is daar groot, jy weet, geleentheid op natuurlik vir beleggers, maar ook ek dink dit sal die beste uitkomste wees vir ons as 'n land. Ja. En ek dink oor tyd sal ons seker daai pad moet stap. Ek dink dit gaan kom op 'n punt waar ons nie regtig 'n keuse het nie. Dis maar imagine net een keer in jou lewe. Eskom wat saam noteer. Okay, Transnet noteer. As jy gaan kyk, jy weet al die state-owned enterprises, selfs wat ons Suid-Afrikaanse lugdiens noteer. Can you imagine ja wat 'n sexy stok dit kan wees? Ja. Jy weet op 'n ander van die dag. En jy kan dit kan werk en ek dink net maar alwel, dit is nie die denkwyse daar buite nie. Wel, Thys en Petrie, dit bly altyd interessant om na hierdie tipe kwessies ook te kyk. Maar as julle by ons wil adverteer, stuur vir ons 'n e-pos na info@creatorsway.co.za. Dit nou eers daar gelaat, want net hierna pesel Pieter en Rosanne aan smaaklike insekte. Jy wil dit nie misloop nie en jy kan sommer van jou laat hoor op sosiale media ook terwyl jy daarna kyk.